Ons gesels 'n bietjie oor volharding en volharding is aanhou. Een van die geheime om te volhard is om met klein treetjies aan te hou stap, al is dit stadig. Ons lees op Psalm 37 vers 23: Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. Nou volharding begin selde met groot dade. Dit begin met daai klein tree wat jy vandag neem, die klein aksie wat jy vandag doen. En al voel dit asof die wêreld rondom jou vinniger beweeg en mense vinniger presteer en jy bang raak jy raak agter of vergeet, is dit daardie klein treetjies wat mense neem wat uiteindelik tel. In 'n tyd waar ekonomiese druk en politieke onsekerheid en wêreldwye konflik mense se moed en hoop breek, herinner hierdie Psalm ons juis dat God nie net ons pad ken nie, God bepaal ons pad. Dit beteken jou tempo is nie vir hom te stadig nie. Wanneer die pad gelyker word, sal jy wel vinniger gaan. Wanneer jy meer helderheid kry, soos God dit vir jou duideliker maak, sal jy wel vinniger gaan en vinniger vorder. Angela Duckworth, wat die begrip grit wêreldwyd bekend gemaak het, verduidelik dat volharding is nie talent as sulks nie. Dis eerder die konsentrasie en kombinasie van passie en deursettingsvermoë oor tyd heen. Met ander woorde, prakties beteken dit, jy hoef nie die vinnigste te wees nie, jy moet net die langste aanhou. Jy moet net bly aanhou. Toe een van ons kinders nou onlangs begin werk soek het, na sy uit 'n ander werk het beweeg het ons vir haar gehelp verstaan, sy moet elke dag net een ding doen wat haar nader bring daaraan. 3 as dit kan, maar 1 is ook goed genoeg. En dis nie lekker en perfek elke dag nie, maar jy doen die een ding wat jy bly beweeg, al is dit stadig. Want God sien elke tree en God seën elke tree, en so gaan die deur op die eind vir jou oop. En vandag het sy 'n ander werk. So die punt wat ons vir mekaar maak, is dat jy vir jouself moet sê, ek hoef nie vandag so vinnig klaar te maak nie. Ek hoef nie alles in plek te hê nie. Ek moet net bly beweeg. Ek moet net die tree gee. So besluit, wat is daardie tree of 3 tree wat jy vandag gaan gee? En jy gee dit. En môre besluit jy weer, wat is die tree of wat is die 3 tree wat jy gaan gee? En jy bly beweeg. Want onthou, God bepaal die pad. God bepaal die rigting. God is die een wat jou sal help. Leef geïnspireerd.